Goeienaand vriende, is 'n heerlike voorreg om by julle te wees. Dis my lekker om met julle te kan gesels vanaand. En ek gaan dit baie eenvoudig hou sodat ek dit self ook kan verstaan. Ek gaan nie ingewikkelde goed, ek wil dit so prakties as moontlik vir julle hierdie onderwerp hanteer. En julle kan my enige tyd onderbreek en vra en ons kan baie lekker afdwaal na enige ander onderwerp toe ook. Dis aanverwante goed, dit maak glad nie saak uiteindelik in die situasie nie. Ek is altyd baie versigtig as dit nou kom by die praktiese implementering van hierdie dinge. En daar was in die 60er jare 'n klein skooltjie gewees in Simondium wat die plaaskinders hanteer het. En die juffrou wat die standaard 7's moes hanteer, het vir hulle eendag die Engelse konsep probeer verduidelik tussen quarrel en attack. Weet en verduidelik hoe quarrels can lead to attacks and attacks lead to quarrels, weet. En sy het dit nou mooi vir hulle verduidelik en toe sy nou klaar is, toe vra sy nou vir hulle, is daar iemand wat 'n sinnetjie kan maak met die woord quarrel and attack? En so doen het 'n stilte, want Engels was nou nie hulle taal nie. En later staan een op en hy sê, Miss, I walked through the grapes and I pick a tack of grapes and I eat it quarrel for quarrel. So ek is baie bang dat as ons vanaand praat dat jy iets gaan hoor. Maar ek wil sommer begin deur vir reg in die begin ek gaan dit ek het sommer nou terwyl Koenie gepraat het, ek sommer net 'n eenvoudige sketsie gemaak. Maar want ek wil die konsepte graag vir u verduidelik. As dit 'n rivier is wat afkom, dan is daar in die rivier is daar damme gebou om die vloei van die rivier te beheer. Nou, as die rivier 'n beeld is van die hoeveelheid stres wat ons absorbeer, en ek gaan vir 'n bladsy gee vanaand wat die stresvlakke kan meet. Dis eenvoudig. 2 minute, jy vul dit self in. Jy kan sien hoe sterk loop die rivier in die eie lewe. En dan het ons almal rooi ligte wat vir ons sê hoe goed cope ons met hierdie stres wat ons absorbeer. En vir baie mense is dit depressiwiteit. En vir ander mense is dit angstigheid. En vir ander mense is dit 'n uitbrand, en ek sê so vinnig net iets sê oor elkeen. En dan so as die een dam vol loop, dan begin hy later die ander dam vol te maak. So ons kry baie keer, ek het nou net vandag al gekyk na die mense wat ek gesien het. Ek het nou 8 mense gesien, waarvan 6 of 5 was paniekversteurings. Paniek is 'n hoofvorm van angs. En 3 was depressiwiteit. Nou net om vir 'n idee te gee die normaliteit van die goed wat om ons gebeur elke dag. En dis net normale mense soos u en ek wat die goed beleef. Maar wat die stres wat hier afkom, het te veel geraak. So in die ou tyd se karre was daar 2 rooi liggies. Daar was 'n rooi liggie wat vir jou gewaarsku het as die kar oorverhit, dan moet jy nou stop en dan moet jy nou weet, nou moet ek liewer stop, anders gaan die engine nou dit nie maak nie. En die ander rooi liggie was om te sê daar's te min olie binne in die kar. So jy moes ook gestop het, anders het jy groot skade gedoen. Depressiwiteit, angstigheid, uitbrand is almal net rooi liggies in ons stelsel. Wat vir ons wil waarsku en sê, stop die ding en kyk 'n bietjie, hoekom gaan hierdie liggie aan? Wat is die oorsaak dat hy aangegaan het uiteindelik in die situasie? So ek gaan vir later aan nog 2 vraelysies gee. Die een is maar net om die hoeveelheid stres wat jy dalk ervaar deur te gaan, en ek kan daai vraelys dalk sommer gee vir iemand wat jy dink dit nodig het. En die ander een is dan om te kyk, hoe lyk die angsvlakke en hoe lyk die depressiwiteitsvlakke? En jy kan dit self meet, en daar kan jy sien, jy tel dit op, en dan kan jy sien, is dit nou ernstig of is dit nou nie ernstig nie? Is dit nie ernstig as jy gee het vir die man of die vrou, en kyk, of hy nie dalk swaar kry nie. Uitbrand is ook een van die damme wat ons kan meet, maar uitbrand is, as jy werk met swaar kry mense, jou maatskaplike werkers, jou onderwysers, op die oomblik
wil ek vir julle sê, dink ek is onderwys een van die mees stresvolste beroepe in ons land. Ek sien heeltemal te veel onderwysers, skoolhoofde, wat geweldig swaar kry, onder die hoeveelheid druk wat daar kom met baie min beskerming en baie min ondersteuning. So as jy met mense werk wat die hele tyd jou energie tap, dan is uitbrand nogal 'n groot risikofaktor. Die ou wat gate grawe, of die ou wat op 'n boormasjien werk of wat op die skepe werk, hulle kan nie uitbrand as hulle moet hulle kan fisies moeg raak, maar jou liggaam herstel vinnig van fisiese moegheid. Maar as jy met mense werk en jou uitgee van energie is meer as jou invloei van jou energie, dan hardloop jy in die rooi in en dan begin jy uitgebrand te raak. En daai herstel vat, ons liggaam is nie goed om dit te hanteer nie. Die gemiddelde afboekperiode van iemand wat uitgebrand is ongeveer 2 maande. So lank vat dit vir die liggaam om weer tot verhaal te kom. En baie mense dink, ag ek het net 'n vakansie nodig, dan gaan ek weer reg wees. En 'n week nadat hulle terug is van vakansie, is hulle presies weer waar hulle was. Want die liggaam het nie herstel in 3 weke se tyd nie. Maar ja, so as daar vorentoe vrae is, dan kan u enige tyd met my vir my vra daaroor. Miskien net gou vir u verduidelik, wat verstaan ons onder depressie? In die volksmond is dit maar 'n gevoel van neerslagtigheid, min energie, pessimisme of bedruktheid, wat ons gebruik. So mense in die volksmond sal sê ek voel bedruk, ek is neerslagtig. Hulle kyk met 'n negatiewe bril uiteindelik na goed. En dit kom algemeen voor. Weer die gemiddelde in ons land is so 15 na 20% van mense beleef depressiwiteit in een of ander stadium van hulle lewe. So is baie algemeen. Ons noem dit in die sielkundige term, it's a common cold disease of mental illness. Met ander woorde, dis die algemene verkoue van geestesgesondheid. Net om vir te sê hoe algemeen dit is. Ons kry dit ongelukkig al hoe meer by kinders, veral tieners, hierdie hoërskoolfase, kry dat dit algemeen na vore kom. 'n Kliniese definisie van depressiwiteit, dis 'n gemoedsversteuring. 'n Gemoed beteken maar my emosies, of die Engelse woord is 'n affektiewe versteuring, so my emosies word geraak deur hierdie hele proses. Wat veroorsaak dit? Dis nie net een enkele faktor nie. Dit kan wees, maar die algemeen is dit eintlik maar 'n hele klomp faktore wat 'n rol speel. Ek sal gou so 'n paar van hulle noem. So daar's 'n interaksie van verskillende faktore. Ons het basies 2 breë skole wat kyk na depressiwiteit. Die een is 'n mediese model wat kyk vanuit genetika en biologie. En dit is dan kyk hulle na die oordragvloeistowwe, serotonien, jy het al gehoor van die groot woord, en die medikasie wat jy dan sou gebruik, is om daai serotonien aan te vul. Dit is fascinerend wat eintlik daar gebeur as 'n mens is 'n naps, nou gaan ek wil nou nie maar die van die wat biologie op skool gehad het, sal onthou daar was dendriete, 'n sinapse is as jy daai, party van julle jag, en dan het julle gesien as ek 'n draadjies binne in die boks se vleis, dis nou 'n senuwee draadjie, en as jy hom met 'n mikroskoop kyk, dan lyk dit soos klein vierhoekies. Dis 'n vierhoekies wat so langs mekaar is, en hulle het so tuintjies, kammetjies wat na mekaar toe gaan. Hulle raak nie aan mekaar nie, hulle is so entjie van mekaar. En hier is 'n vloeistofie binne in dit, wat hulle noem die oordragvloeistof, en serotonien bepaal dit. So as 'n prikkel hierdie kan kom, as spring, sodat hy baie vinnig kan beweeg. Nou wat met depressiwiteit gebeur, hierdie samestelling begin te verander, die chemiese samestelling. En dit maak dat ek dinge anders interpreteer, meer emosioneel interpreteer en meer negatief interpreteer. So dit is waar die depressiwiteit vandaan kom. So daar jou bioloog kyk nogal sterk met die mediese model na daai stowwe, die oordragvloeistowwe, die serotonien, die noradrenalien, die natrium, die kalium, en dan weet ons ook, party vroue, veral met hormonale veranderinge, raak depressief. So ons weet daar's 'n hormonale reaksie. En dan weet ons, dis nogal sterk in jou genetika. Jy kan sien as daar sekere tipe depressies wat jy
in 'n bloedlyn kan sien. Oupa het dit gehad en pa het dit gehad en dalk het een van ons kinders dit gehad en so gaan hy maar aan. So daar's nogal 'n sterk genetiese komponent. Jou tweede faktor waarna ons kyk is wat ons noem psigososiale faktore. En dit is wat die meeste mense beleef. En ek gaan vir julle 'n paar noem. En dan kan jy net sommer net kyk in die eie lewe of dit dalk sin maak. Die eerste ene is as jy deur baie stres gaan. Nou wat is stres? Stres is die drukking wat jy beleef op grond van 'n ongemaklike situasie. Dit kom van die metallurgiese term. Stres is die druk wat hulle uitoefen op 'n metaalplaat. En as jy dieselfde druk uitoefen op 'n sekere plaat, dan is daar 'n sekere periode wat die plaat dit absorbeer en dan knak die plaat. En hulle noem dit the yield point. Hy kan absorbeer tot op daai punt en dan kan hy nie meer absorbeer nie. En toe die sielkundiges sê, kom ons gebruik dit by mense, want mense word ook onder druk gesit. Maar mense hanteer dit totaal verskillend. As u nou almal wat hier sit vanaand, elkeen 'n R4000 boetekaartjie kry vir wat ook al. Sê maar die kar is onpadwaardig of wat. Gaan party van die investeerde aan nie en ander gaan geweldig ontsteld wees. Selfde ding, maar ons reageer totaal verskillend uiteindelik daarop. So stres is dan dit wat ek beleef of ervaar. Dit kan wees siekte, trauma, dood, die dood van 'n troeteldier. Ek sien gereeld op hierdie oomblik, miskien omdat my spreekkamer nou aan die strand is en daar's baie ouer mense, dan dood hierdie tannie of die oom se kat of se hond. En daai persoon beleef soveel trauma met die afskeid neem van 'n companion, van iemand wat lank saam met hom of haar die pad gestap het, né? So enige iets wat stres kan veroorsaak, werksomstandighede, finansiële druk, geweld, toekomsonsekerheid, probleme in verhoudinge. Weet daai verhouding met my kind of met my huweliksmaat of met my ma of met my pa of daai goed speel 'n rol in 'n ou se lewe en dit kom sit in 'n ou se lewe. Interessant, iets wat ons in Suid-Afrika dalk nie eers altyd weet nie, maar ons leef eintlik in een van die mees gestresde lande. Weet, met baie goeters. Ek was nou die naweek by die vleie daar in Wildernis. En ek het nou in die Sondag sit ek daar in die kerk in die koster, hy sit daar so bank daar en ek en my vrou kom in en ons gaan sit daar langs hom, maar langs hom sit 2 hoope bollings sleutels. Sulke hoope, dit vat omtrent 2 mense se sitplekke. Toe dink ek net, dis eintlik tragies dat ons in 'n land leef wat jy boste sleutels het vir alles. En my seun bly in Abu Dhabi. Hy gaan 'n maand met vakansie, hy sluit nie eers sy huis nie. Want niks raak weg nie. Hulle het nie sleutels nie, hulle het nie alarms nie, hulle het nie diewerings nie, niks sulke goed nie. Jy sien nie wetenskole rondry in voertuie nie, dan ons besef nie hoe getraumatiseer ons eintlik is nie. Het ek die deur gesluit? Is my kar gesluit? Daai goed wat ander mense nie eers wonder oor nie, want die kar sal daar wees natuurlik, en wie gaan in my huis inloop en iets wil steel? So, ons besef nie hoe getraumatiseer ons al eintlik in hierdie land is. Die abnormaal het in ons land normaal geword. Ek bedoel net in een naweek hier, naby ons in die Kaapse vlaktes, sterf meer mense as in Engeland in 'n lang periode aan geweld. Net om vir idee te gee, hier sommer net 30 kilometer van ons af. Hier by Lewande, wat daar gebeur. Ek werk nou met die polismanne wat daar moet ingaan. So ons leef in 'n getraumatiseerde land. So wat ek daardie wil sê is, ons riviere hier is eintlik baie sterker as wat ons vermoed. Want ons het gewoond geraak daaraan. Dit moet maar so wees. Maar dit moet eintlik nie so wees nie. Want dit is nie gesond nie. Dit steel so ons vreugde uiteindelik. So die tweede situasie waarna ou moet gaan kyk is verliessituasies. Enige verliessituasie wat jy gehad het. Nou as jy 'n verlies beleef het, dan gaan 'n mens in 'n rou. Rou beteken ek erken die verlies.
ek beleef dit, ek praat daaroor, ek demonstreer dit, ek integreer dit en dan gaan ek weer aan en dan kan ek weer aangaan met my lewe. Maar as ek verlies nie reg hanteer nie, dan kom sit dit hier binne in my op 'n manier en dan vang dit my later met depressiwiteit. Kom ek noem net 'n paar voorbeelde wat u almal al beleef het. Afdanking, werkloosheid. Ons sit hier amper met 'n 40% werkloosheid in ons land. Onbeplande aftrede. Een van die depressies wat ek vandag moes hanteer, was 'n ou wat gedink het hy gaan op 65 aftree en toe op 58 toe sê dan jy's nou boetallig oorbodig. Jy moet nou gaan. Ons het nie meer werk vir jou nie. Onbeplande, hy gaan in 'n diep rou want alles wat hy beplan het, hy was so noukeurige ou gewees. Alles en dit werk nie uit nie, want hier neem ene besluit namens om te sê jy gaan nie ouens wat nie meer bevordering kry nie. Ons weet in die staatsdiens die ouens kry nie meer bevordering nie. Hulle word dit gesê, weet dit is ek weet nie of dit gou gaan verander nie. Verhuising. Dis interessant, ons sit in die sielkunde met 'n streslys van die 100 mees stresvolste goed. En kom ek noem net gou vir u 'n paar wat heel bo op die lys is. Wat die mees gestresste ding is, as jou kind sou sterf. Daar's een ding wat hoër as dit is, as u kind sou selfdood pleeg in sy dood. Dis die hoogste vorm van stres wat ons ooit kan. Dis 'n tsunami van 'n verlies wat ons beleef. Dan dood van 'n huweliksmaat, dan egskeiding. Okay, 50% van ons gaan deur 'n egskeiding. Jy weet, net om te sê, dit is die statistieke. Dan is dit verhuisings, afdankings, finansiële nood. En nou noem ek maar net vir u onder die top 10 dinge wat gebeur. As jy 3 van daai goed binne 'n jaar het, sê die teorie, die kanse is baie groot dat die liggaam gaan inkonk want is te veel. Of met depressie, of met angs, of fisies gaan die liggaam net ingee. En ons hanteer baie keer daai goed asof dit eintlik maar niks is nie, weet. Maar net om te sê, elkeen van ons het 'n punt waar ons nie verder kan absorbeer nie en dan begin dit my uiteindelik nou te affekteer. Nog 'n stresfaktor vir ons in Suid-Afrika is, kan ek gou vra, hoeveel van u wat hier sit, het kinders tans oor see? Kinders of kleinkinders? OK. So daar so 3-4 van u, weet, nou die dag het ek in 'n groep in Stellenbosch die vraag gevra, 40% van die mense se kinders werk in bly oor see, 40%. Onnatuurlik vir 'n ouma en 'n oupa om nie kontak met hulle kinders te kan hê nie. Jy kan nou op YouTube video, jy kan al daai goed doen, maar jy wil jou kind kan sien, jy wil jou kind kan vashou. Jy wil saam met jou kind dinge leer. So dit is daai verlies situasies. So net om te sê, dis iets wat gebeur. Derde ding wat depressiwiteit kan veroorsaak is kroniese pyn. As jy rugpyn het, veral rugpyne wat kronies is, as jy fibromialgie het, as jy een of ander pyn het wat net nie weggaan nie, ten spyte van pynpille, moet jy oppas, ergens begin die liggaam te reageer met depressiwiteit in die situasie. Onderdrukte woede is die vierde ene. Ou Desmond Tutu in daai mooi boekie van hom, The Book of Forgiving, sê hy, elkeen van ons, as ons terugkyk, sal daar besef dat mense ons al seer gemaak. En as ons eerlik is, het ons ook al mense seer gemaak. Hy sê, dis deel van lewe. Maar hy sê, vergifnis is die pad van heling, dat ons weer by genesing kan uitkom. Ons moet daai pad van genesing kan loop uiteindelik. Maar baie mense sal sê, nee, ek gaan nie vergewe nie. So daai woede kom sit in verbittering. En om woedend te bly, moet ek gedurig teruggaan in my kop, na daai verontregting wat ek beleef het. En dit, as ek dit nie aanspreek nie, lei tot depressiwiteit. Jy moet onthou, as ons vergewe ons nooit ter wille van daai persoon nie. Ons vergewe altyd ter wille van onsself. Ons maak onsself vry as ons vergewe. Of daai persoon berou het of nie, onbelangrik. Maak nie saak nie.
En hoe weet jy, kom, jy sien ek dwaal nou lekker af. So, ek sal betyds klaar wees. Maar, iemand vra vanoggend vir my die vraag, hoe weet ek het die ding verwerk? Die antwoord is eintlik pragtig eenvoudig. Jou liggaam is baie eerliker as jou kop, as jy praat oor 'n ding. Baie keer sal mense vir my iets sê, dan huil hulle so, maar dan sê hulle, ek is nie hartseer nie. Maar intussen het hy al 10 tissues gebruik, maar hy is nie hartseer nie. Jy sien nie, jou kop is nie so eerlik soos jou liggaam nie. So, hoe weet jy trauma verwerk? As jy kan praat daaroor, en jy het geen meer emosionele reaksie nie. Daar's nie kwaad nie, daar's nie woede nie, daar's nie hartseer nie, dan is jy vry, En wat bring ons by daai punt? Praat en praat en praat, want dan kom ons in beheer daarvan. Dis hoe ons vry raak, dis hoe ons die goed agter ons kan los, uiteindelik in die situasie. Volgende punt, 6de punt is negatiewe denkpatrone. Jy moet besef, as jy negatiewe gedagtes die hele tyd het, dan reageer die liggaam negatief. Hy skei dopamines af en toksides af, wat jy siek maak. Pieter van Jaarsveld het 'n goeie boek daaroor geskryf, ek het hom nogal hier gebring, dink jouself gelukkig. Ek spot hom baie en sê, is dit nie drink jouself gelukkig nie. Maar hy verseker, ek sê vir ons baie goedkoper om jouself gelukkig te drink as dink. Maar hy sê nee, dink jouself gelukkig, maar hy wys pragtig in daai boek, so ek kan gou, terwyl ons nou daar is, kan ek gou vir u net wys hoe lyk hy. Hy is toevallig besig om hom nou weer te herskryf, maar hy behoort nog in die mark te wees, maar die nuwe uitgawe moet 2 hoofstukke by gaan uitkom. Maar dit gaan, wat gebeur in jou brein as jy negatiewe gedagtes het? En wat gebeur in jou brein as jy positiewe gedagtes het? Nou ons weet nou, by depressiwiteit raak my gedagtes negatief. En dit voed dan weer die hele depressiwiteitspatroon, weet uiteindelik in die situasie. En dan die laaste punt is aangeleerde hulpeloosheid. Dis mense wat glo, ek kan niks aan my situasie doen nie. Dis nou maar my lewe, dit is maar my lot, ek is nou 'n depressieleier of 'n angsleier. En die lekkerste deel van my werk is om daai etikette weer van mense af te haal. En te sê, nee, jy kan baie doen in jou situasie. Jy het dit dalk, maar kom ons kyk, wat kan jy doen om uit hierdie situasie uiteindelik uit te kom? So die simptome, ek gaan vir julle daai vraelysie gee, dan kan jy na die simptome kyk. Maar wat is die tipiese simptome wat algemeen is van depressiwiteit? Slaappatroon verander, ek sukkel om te slaap, word jy 2-3 uur wakker, of ek wil aan mekaar slaap, bly die heeltyd moeg, onttrek my van mense, geniet nie meer die lewe nie, geniet nie meer die aktiwiteite wat ek gedoen het, waaroor ek in die verlede passievol was nie. Op seksuele vlak het ek nie meer 'n seksuele behoefte nie, my humorsin verdwyn, ek het geen energie nie, en dan wat baie gevaarlik is selfdoodgedagtes. Nou, terwyl ons gou daarby stil staan, in daai sin is depressie baie gevaarlik, want jy oortuig jouself later as jy in 'n major, dis 'n ernstige graad van depressie is, dat almal beter af is sonder my. Ek doen hulle eintlik 'n guns deur nie meer te wees nie. Hulle gaan bevry wees. Interessant, ek het sommer gisteraand gekyk net na die statistieke van opgetekende selfdood verlede jaar in die wêreld was 700,000. Nou kan jy dink, dis 700,000. My eie gedagte is, daai syfer kan jy seker met 5 maal om die regte getal te kry. Want baie mense doen selfdood op so 'n manier dat mense maar dink dis 'n ongeluk terwille van die effek op die naasbestaandes uiteindelik. So, en dit maak depressiwiteit nogal gevaarlik. En moet ons dit daar aanspreek as ons daarby kom. Wie is almal slagoffers van depressiwiteit? Eintlik kan enige iemand dit wees. Enige iemand, en die ouens wat dit die meeste ervaar uiteindelik is die ouens wat geglo het, en ons kom uit so 'n era uit. Depressiwiteit is swakheid. Daar bestaan nie so ietsie. Kry jou kop reg. Dis die ouens wat uiteindelik oorval word met depressiwiteit. En dan besef ek kan nie glo in my onkunde het ek die goed gesê wat ek gesê het nie. Depressiwiteit is 'n siekte, soos verkoue, soos 'n beroerte, soos
hartprobleme, soos Guillain-Barré. Dis 'n siekte, dis 'n fisiese siekte. Hy het 'n fisiese oorsaak uiteindelik ook, maar dit is 'n gevaarlike siekte. Ag, as ons kyk na die Bybel, ek lees die Bybel nou as 'n sielkundige Koenie, en dis altyd my, as ek dit lees, dan besef ek, hierdie ou het angs gehad, hierdie ou het depressie gehad, weet, so nou Job, hy was nogal erg diep. Nou wie gaan nie wees as jy deur soveel verliese gegaan het nie. Moses was op 'n stadium baie depressief. Jona was depressief. Elia, Jeremia, as jy kyk, interessant, met angs weer Christus daar in die tuin van Getsemane, daai amper doodsangs, weet, dat hy besef wat nou gaan gebeur. Van die bekende ouens, Winston Churchill, bekend vir sy depressie. Van die bekende mense, Barbara Streisand is 'n bekende depressieleier, Brooke Shields, Prinses Diana, Engeland, was behandel vir depressie. In ons eie land, Amanda Strydom, depressieleier. En ek het 'n boek gebring, as jy nou, juis oor wat sy nog hulle voorwoorde geskryf het. Ek beveel min boeke aan, maar hierdie 2 boeke sal ek aanbeveel. Daai een, en dan Piet Oosthuizen. Hy's 'n baie goeie psigiater in Durbanville. Hy's ook 'n prof by Stikland, die psigiatriese hospitaal. Nou, hy het hierdie boekie geskryf, Ontsnap van depressie. Op 'n baie praktiese vlak, hoe hanteer 'n mens depressie en die medikasies wat beskikbaar is, wat doen die medikasies en basies wat jy kan doen. Omtrent almal van u wat hier sit, ken mense wat depressief is, of van die gesinslede, of het alself daardeur gegaan. Weet, net om te sê, dit is eintlik 'n baie algemene ding. Miskien net so 'n kantaantekening. Baie keer sal Christene vir my sê, ek mag nie depressie kry nie, want ek is 'n Christen. Weet, so asof jy kan maar 'n hartaanval kry, dis fyn. Jy kan kanker kry, dis fyn, maar jy mag nie depressie kry nie. Nou vra ek altyd, hoekom dink jy so? Nee, maar dit is nie 'n fisiese ding nie, tot 'n mens nou vir hulle verduidelik, maar dit is uit en uit 'n fisiese ding. En net soos 'n fisiese pyn vir u wil waarsku, hier is fout, jy moet dokter toe gaan, as daai pyn nie weggaan nie, of dit 'n pyn op die bors is, en op die buik is, en of dit in die rug is, ons liggame wil vir ons sê, as daar iets fout gaan. En dan moet ons luister, ons moet fyn luister, om saam met ons liggame te werk. Depressie het dieselfde funksie, angs het dieselfde funksie. Net om vir ons te waarsku en te sê, wow, stop 'n bietjie die proses, en probeer nou agter toe kom, hoekom is dit daar, wat gebeur? So as Christene, ja, is ons net so vatbaar vir angs en vir depressiwiteit. Ons het verseker baie meer God se betrokkenheid in die verwerking daarvan. Ons het God se belofte, daar waar jy met jou depressie worstel, daar is ek saam met jou. Job het ontdek, God kom sit saam met hom hier op die ashoop. God het hom nie sy rug op hom gedraai nie. So God stap hierdie pad met ons siektes, met ons geite, met ons kwesbaarhede, stap hy absoluut hierdie pad saam met ons vorentoe. Okay, dan 'n vraag, hoe kan 'n mens iemand behandel wat depressie het? En dis miskien nou die belangrike deel. Dit het baie te doen met hoe ernstig is die graad van depressie. En wanneer is hy ernstig? As dit die funksionering begin strem. As jy nie meer die normale goed kan doen wat jy gedoen het nie. Ons praat van 'n distemiese depressie. Dis 'n ligte negatiewe gemoedsbelewenis. Maar jy kan nog aangaan met jou lewe. Jy kan werk toe gaan, jy kan nog fokus, jy kan nog konsentreer, jy sit dalk meer energie in, en baie keer kom mense daar uit, maar dan kry jy wat ons sal sê 'n major depressie. Dis 'n ernstige depressie. Dit perk jou funksionering in 'n groot mate. Dit duur al 'n geruime tyd. Depressie is iets wat al 'n lang tyd al aankom, en veral dan as daar selfdoodgedagtes is. As daai 3 goed daar is, as ek dit optel, is my eerste reaksie, ek verwys dadelik daai persoon of na sy GP of na 'n psigiater toe. Ons sukkel net met die psigiaters want hulle is vol, weet, en baie keer wil ek hierdie ou moet binne 'n week by hulp kry vir medikasie, maar dan is die psigiaters 4 maande vol bespreek, en ons sit nou met 8 psigiaters hier in die kom, maar as ek na iemand wil verwys, dan moet ek amper die ou in 'n kliniek sit,
sodat die psigiater by jou moet uitkom. Nou, weet, maar dit is net, maak nie vir my sin, dat 'n mens so lank moet wag, uiteindelik nie. Maar as daai depressie jy lewensvreugde steel, as dit al 'n lang tyd aankom, en as jy al begin wonder, is dit regtig sinvol om te lewe, dan wil ek sê, moet jy so gou as moontlik by iemand uitkom wat vir jy kan help. Maar dis baie belangrik dat jy moet besef, medikasie alleen is nie genoeg nie. En daar's goeie medikasies op die mark, maar die medikasie alleen is nie genoeg nie. Jy moet dan eers kan agterkom, ek val myself gou in die rede. 'n Depressie val ons op 3 vlakke aan. Dit val ons aan op ons gevoelsvlakke. So mense gaan sê hulle voel nie goed nie, hulle is negatief, hulle kyk met 'n donker bril na alles is te veel vir hulle. En dis waar die gemoeds- of die affektiewe versteuringsnaam inkom, vanweë die serotonien en die dendriete wat ek net maar so vinnig net aangeraak het. Dit val ons aan op ons denkvlakke. Ek sukkel om te konsentreer, ek raak vergeetagtig, en dit het dan niks te doen met demensie of Alzheimer's of so nie. Mens in depressie raak jy vergeetagtig. Jy soek jou goed. Waar het ek die sleutels gesit? En net ek daai ding gaan afsit, en hoekom is ek nou in die kamer? Ek kan nou nie onthou wat kom maak ek nou hier nie. En dan die derde ding, dit val jou aan op jou doen-vlakke. Jy het minder energie, so jy sukkel om goeders gedoen te kry. So jy begin nee te sê vir goed, jy sien nie 'n kans nie. Jy gaan stap nie meer langs die see nie, jy werk nie meer in die tuin nie, jy begin nie meer te skilder nie. Die goed wat jy gedoen het, jy begin jou te onttrek. Die fout wat baie mense maak, is hulle sê, ek gaan wag laat ek beter voel. Maar jy het geen beheer oor jou gevoel nie. So, jy moet nie wag dat jy beter voel nie, dan wag jy baie lank. Jy het 'n bietjie meer beheer oor jou denke, maar ons het baie meer beheer oor wat kan ek doen, ten spyte van hoe ek voel. En dis die belangrike ding. So as ek met 'n aktiewe program begin om mense te help, wat depressief is, dan begin ek te kyk, kom ons gaan kyk, waarvoor sien jy kans? Wat kan jy doen, ten spyte van hoe jy voel? En ons begin op 'n baie aktiewe program vir hulle dag beplan. Moet klein goedjies. Ek bedoel, ek het 2 weke terug het ek iemand gesien, sy het in 'n gown en slippers na my gekom. Haar dogter het haar gebring. En ek het toe vir haar gesê, okay, sien sy kans om net 'n kledingstuk aan te trek, en nie die gown nie, vir die volgende week. En sy het dit begin doen, weet. So, is klein treetjies wat jy gee, om daai grens 'n bietjie uit te dryf. Baie mense het nie die energie om te gaan stap nie, maar dan sê ek, stap net van hier, letterlik 100 tree. As jy dit gedoen het, fantasties, dis oor genoeg, weet. Moenie dit oordoen nie. Maar môre voel jy dalk 'n bietjie meer, jy kan 120 tree stap. So daai grense uitdryf. So die vraag is nie wat kan ek nou doen, net om my situasie te help. En die denke begin, soos die dade begin bykom. In die psigiatriese hospitaal het ons altyd vir jou erg depressiewe pasiënte, het ons vir hulle altyd gesê, elke dag moet julle vir ons net 3 dinge sê waaroor julle dankbaar is. Nou kyk hulle jy so vreemd aan, want hulle is dankbaar vir niks, weet, hulle stel hulle nou hier. Maar dan sê hulle, vir daai verpleegsuster wat vriendelik was vir my, vir daai dokter wat my opgehelp het toe ek nie kon opkom nie, vir daai bietjie jelly en vla wat ek gekry het. En soos wat jou bril begin verander, waarmee jy kyk, begin jy sonder dat jy dit besef, jou grense uit te dryf, uit te stoot, weet uiteindelik. So ek sal altyd vir mense sê, jy voel jou nie uit 'n depressie uit nie, jy werk jou uit 'n depressie uit. Maar die eerste ding wat jy moet doen is, as daai rooi liggie by jy aan is, as jy daai vorms ingevul het, en daai rooi liggie is aan, moet jy vir jouself kan afvra, hoekom het ek dit nou? Probeer agterkom, wat wil die liggaam vir jy sê op hierdie stadium? Dat jy dit kan agterkom. Moet jy veranderinge gaan maak in die gesondheid, moet jy veranderinge gaan maak in die verhoudings, moet jy daai verhouding met die kind gaan herstel, of wat die opset ook al is. Die liggaam wil vir jy iets sê, en jy moet fyn luister, jy moet speurder speel, as 'n ware, om te kyk, ek wil saam met my liggaam werk, en as jy dit nie reg kan nie, gaan sien iemand wat vir jy dan kan help,
En as dit dan 'n biologiese tipe depressie is, om met genetiese oorsake, dan gaan medikasie verseker vir u help, uiteindelik in die situasie. So dit is baie belangrik dat u moet gaan kyk, waar is die veranderinge wat ek moet aanbring? Wat is, as ek kan afsluit met 'n vraag net oor die depressie, dan wil ek so 'n bietjie nog by die angstigheid ook uitkom. Wat is die beste teenmiddel teen depressiwiteit? Verhoudinge. Ons het, hoe meer gryser ek nou raak, Koenie, hoe meer besef ek, ons is so diep interafhanklik van mekaar. Almal van ons. En ons is almal, soos ou Henry Nouwen gesê, wounded healers. Ons is almal verwond in ons menswees, in ons goed wat met ons gebeur het. Dit maak ons eg mense, niks anders te nie. Maar in ons verwondheid het ons mekaar nodig, en daai het ons baie keer nodig om te sê, ek sukkel hiermee, help my hiermee. En ons moet dit vir mekaar kan sê, daai bely vir mekaar, en ondersteun mekaar, en bid vir mekaar. Die gemeenskap, julle as 'n koinonia, julle as 'n groep, as 'n Bybelstudiegroep, as 'n kerkgroep, daar is soveel krag in julle by mekaar kom. Maar dat ons ook daai eerlikheid sal hê om vir mekaar te sê, ek kry swaar hiermee. Help vir my met dit. Weet, ons wys baie keer net ons sonkante na mense toe, en nie ons skadukante nie. En ons het almal skadukante, ons het almal seer kry tye. So verhoudinge is ongelooflik belangrik. Die tweede ding wat kernbelangrik is om vir u te beskerm teen depressiwiteit en of angstigheid is fisiese aktiwiteite. Met my laaste gesprek nou, moes ek nou vir iemand oortuig om nie te gaan aftree nie, maar om af te skaal. Ons beweeg heeltemal weg op die oomblik in geestesgesondheid van mense wat uitsien na om 60 en af te tree, of op 65 en af te tree. Ons kom agter daai mense gaan dood as hulle nie hulle self oppas nie. Ons moet baie eerder afskaal en dat jy geleidelik minder begin doen, soos wat jou kragte dalk minder raak. Maar die lewenskwaliteit van mense wat nog sinvol aktief besig kan wees met lewe is kosbaar. En as jy aftree, dan moet jy weet waantoe tree jy toe. Jy moet nie aftree na min doen nie. Jy moet aftree na ander goed doen, wat jy geniet, wat die batterye laai, wat die energie gee. Ek sien dit heeltemal te veel van mense wat al hier by die see wil kom aftree, werk hard, kom tree af, 2 jaar later is hulle erg depressief. Weet, hoeveel golf wil jy nou speel en hoeveel visse wil jy nou probeer vang? Weet, ons moet van waarde voel by mense. Ons moet waarde toevoeg tot mense. Ons moet betrokke raak waar ek voel dit was sinvol dat ek hier kon help. En almal van julle het gawes gekry, almal van julle het passies gekry, stokperdjies gekry. Jy moet daai stokperdjies beoefen, daai passies beoefen. Jy moet 'n verskil gaan maak. Dit maak dat ek my eie negativiteit of depressiwiteit in 'n baie anderste lig sien, as ek vir iemand anders kan help en iemand anders kan ondersteun. En hier is hier 'n ongelooflike groep om dit te kan regkry. 'n Derde ding wat jy kan doen om jouself te beskerm, kry 'n balans tussen die energie wat jy uitgee in die werke en die energie wat invloei binne in die stelsel. Ons hardloop baie keer in die rooi want ons gee meer uit en ons gee nie genoeg kans energie weer kan terugkom nie. Die rus, die ontspanning, die afskakel, net om dit rustiger te vat is kernbelangrik vir ons geestelike lewe, geesteslewe, geestesgesondheid en vir ons fisiese lewe. Ons moet toelaat dat die liggaam kan herstel. Interessant, weet die navorsing sê jou liggaam kan nogal baie hanteer en is baie soepel tot op 35-40 maksimum. En daarna begin die liggaam, hy kan nog dieselfde goed doen, maar die herstelperiode vat al hoe langer. En dan moet jy besef, jy moet dan stadiger met jouself en wag dat daai herstelperiode kan inkom uiteindelik in die situasie. En ons interessant, ons koppe bly mos nog dieselfde, maar ons liggame gaan agteruit, weet, en jy kom net agter jy raak moer en jy kan nie meer dieselfde ding doen soos wat jy gedoen het nie. So is daai balans wat jy moet kry. As jy sukkel met depressie, daar's 'n baie lekker ondersteuningsgroep in die hele kom van depressiwiteit wat jy ook dan kan inskakel. Ek het al 'n paar keer gesê in kerklike verhoë dat die jammerte van die kerk
is dat die kerk het vervallende maskerparade. Ons kom in en ons sit ons masker op en ons groet almal vriendelik, maar ons deel nie op 'n dieper vlak regtig wat gebeur nie. En terwyl vir my, soos ek die kerk verstaan, die kerk moet hierdie veilige ruimte word, waar ek maar met my seer kan kom, met my pyn kan kom, en ek weet, hier gaan mense bid vir my, hier gaan mense help vir my, hier gaan mense vir my ondersteun. Ek gaan nie negatief na gekyk word nie. Ek gaan verwelkom word, want hier's 'n klomp ander wat saam met my ook worstel met lewe, met lewensvrae, weet so. Ek sal baie graag die gemeente of die kerk 'n veilige ruimte wil maak vir die gebrokenes, vir die wat seer het, vir die wat moedeloos is en moeg is, nou, dat ons mekaar kan ondersteun. Maar om dit te doen, moet ons as kerkleiers modelleer egtheid. En egtheid beteken dat ons ook pyn het, dat ons ook swaar het, dat ons ook foute maak, sondes maak, dat ons met dit kan modelleer. Tweede deel van die vraag, ja, in my eie situasie, dit hang nou af weer eens die ernstige graad van depressie. Ek sit natuurlik nou met die kode van vertroulikheid, né? Weet so as iemand na my toe kom wat ek baie besorg is oor, ek het gisteraan so 'n geval moes hanteer, maar dan met daai persoon se toestemming betrek ek familie dadelik. Weet die onmiddellike familie. Kan ek maar vir jou man sê, vir jou vrou sê, vir jou kind sê die situasie, sodat hulle onmiddellik ingetrek kan word. Want baie keer sal mense na my toe kom, maar niemand anders weet hy kry swaar nie. Want daai trotsheid is weer daar. Wat gaan mense dink as ek nou vir hulle sê ek kry swaar? Terwyl amper ek kan vir julle sê die helfte van u wat hier sit, is al op medikasie gewees vir sulke goed. Dis net normale goed, weet vir angs of depressiviteit of om te slaap. Dis maar die normale goed. So ek betrek dadelik 'n netwerk om daai persoon, veral as ek besorg is, weet so 'n situasie. Maar die kerk, en daar's heerlike gemeentes wat nogal sulke groepe het waar die angs op ons sit hulle baie keer saam met hulle is dieselfde. Dat hulle ondersteuningsgroep het, weet uiteindelik en so. En daai persoon word sodra hy toestemming gee, ja, ek sal graag wat deel raak. Dan raak daai groepie raak meer betrokke om daai persoon te ondersteun. En dit is baie interessant, weet, ons dink altyd ons moet 'n sekere vlak van volwassenheid of geestes rypheid bereik het voor ons mense kan help. Ons kan baie meer vir mense help en modelleer vanuit ons eie seer en gebrokenheid, as wat ons wil help van ons gearriveerdheid. Ons het nie gearriveer nie. Ons is almal maar net bedelaars, weet wat weet waar die brood is. Dis al, weet, en as ons daai egtheid kan modelleer en dan gaan mense veilig voel en hulle stories met ons kom deel, en dan gaan ons 'n helende, genesende gemeenskap raak, uiteindelik teenoor mense om ons. Dis altyd vir my die hartseerste, en dan sal ek iemand sien, en dan, veral in die platteland, ek werk nou baie met die gemeentes in die platteland, dan is my eerste reaksie, kan ek maar vir jou dominee sê, jy was by my, en kan ek vir hom terugvoer gee, hoe hy jou verder kan hanteer? En dan 90% sal sê, nee, hy mag nie weet ek is by jou, nee, hy mag nie weet, ek het depressie. En dit is my jammer, dit is, dan sê ek maar, hoe funksioneer ons dan as gemeente, as ondersteuning? Ek wil daai verantwoordelikheid, hy gaan terug Koeroman toe, of hy gaan terug Windhoek toe, ek wil hom terugstuur, en weet, daar's mense wat begrip het, en wat saam met hom die pad gaan stap. Nog iemand wat iets wil vra, of kan ek gou iets sê oor angstigheid? Angs is eintlik meer algemeen as depressie, want en angs is 'n heerlike ding om mee te werk, want angs het twee bronne wat dit voed. Die een is spanning wat styg. Jy kan nie angs hê as jy ontspanne is nie. Dis fisiologies onmoontlik. So angstige mense is gespanne mense. En 'n tweede ding wat angs veroorsaak is negatiewe gedagtes. Sê nou maar ek word afgedank. Sê nou maar ek kry 'n boetekaartjie. Sê nou maar ek het nou nie daai oond afgesit nie. Sê nou maar ek het nou nie die huis gesluit nie. Nee, weet, so wat doen jou liggaam? Jou liggaam skei adrenalien af. Want hy dink hier's nou groot chaos. Hy moet nou vir jou laat veg of vlug of vries. Dis die drie goed wat ons in paniek of in angs doen uiteindelik. So as jy angstig raak, en daar's 'n vraelysie wat dit gaan meet by u.
Nou, dit tas die gevoelens aan, die gedrag aan, en die denke aan. En dan moet nou nie skrik as die tellings daar hoog is nie. Dis weer eens maar 'n rooi liggie wat aangaan, soos in daai motor, om te sê, hoekom is jy meer gespanne die afgelope tyd? Wat is dit wat jou gespanne maak? Kom ons gaan kyk daarna, weet. Party mense is van nature gespanne. Okay, nou wie is geneties geneig tot angstigheid? Ek het nou 'n vraelys, so as iemand na my toe kom, dan gee ek vir hulle 'n baie wetenskaplike vraelys. Dis vir my, ek sê altyd vir die dokters, dis soos 'n ekstraal van jou skelet, maar hierdie ding is 'n ekstraal van jou persoonlikheid. Ek wil vir iemand verduidelik, hoekom kry jy angs? Waar kom dit vandaan? Maar op daai vraelys is daar 5 goed waarna ek kyk. As jy van nature 'n emosionele mens is, van nature 'n sensitiewe mens is, van nature 'n warrior is, van nature mense nie te maklik vertrou nie, en van nature nogal 'n gespanne mens is, nie uiterlik gespanne nie, maar het 'n korter vermoë om spanning te absorbeer. As jy daai 5 het, dan gaan die profiel sê, hierdie persoon is angsgeneig. Met ander woorde, wat is angs? Angs is daai onrustigheid wat eintlik vir jou sê, ek voel nie in beheer van my lewe nie. Dis daai onsekerheid wat ek kry, wat gepaard gaan met 'n tipe onrustigheid uiteindelik. Nou, as die angs baie hoog raak, dan lei dit tot fobies. Nou, fobie is, ek is bang vir spinnekop, of bang om te vlieg, of bang vir slange, of mense is bang vir snaakse goed, maar jy kry angs, en as angs hoog raak, dan lei dit tot 'n fobie. So as ek nou iemand kry met 'n fobie, dan begin ek eers die angs te hanteer, want as dit minder raak, dan verswak die fobie. 'n Ander uitvloeisel van angs is obsessief kompulsiwiteit. Nou, okay, dis groot woorde, maar obsessies is herhalende, ontstellende, negatiewe, onwelkome gedagtes. En kompulsies is herhalende, ontstellende, onwelkome, negatiewe gedrag. 'n Kompulsie is, ek gaan kyk 6 keer of ek die voordeur gesluit het. Ek gaan toets 5 keer met my remote of ek die kar nou gesluit het, weet. Ek gaan kyk, het ek die gasstoof afgesit. Ek wil kort vir my kind bel as hy op pad is, om te hoor of hy of sy nog alright is, weet. Dis kompulsies. Dis herhalend, en jy wil dit nie doen nie. Die voedingsbron is angstigheid. En obsessies is, weet, negatiewe gedagtes. Baie keer kry ek dit onder Christene, vloekgedagtes. Weet, en dit val jou juis aan wat jy mense dink, maar die feit dat ek in my gedagte, of as ek bid, dan begin ek God te vloek, daai tipe, dis die verste verwyderd. So 2 weke terug gewerk met 'n mamma met 'n baba, sy het so gebid vir hierdie baba, hier kry sy op 42 haar baba, nou is haar vrees, ek gaan hierdie babatjie verdrink as ek hom bad. Hierdie absolute vrees, irrasioneel, so obsessie vat jou ver weg van wie jy werklik regtig is, en bring jou na hierdie kant toe. En dan dink mense, ag, God het sy rug op my gedraai, hoe kan ek sulke gedagtes hê, en die skuldgevoelens. So, dis 'n siekteproses. So, as ons die angs minder maak, dan verdwyn uiteindelik daai tipe goeters. Nou, daar's baie goeie medikasies vir angstigheid, wat goed werk, dit verminder die adrenalienvrystelling, maar dis gewoontevormend. So, as die angs baie hoog is, dan gaan die dokter eerder vir u 'n antidepressant gee. Want hy het 'n angswerende middel in, en hy's 'n antidepressant, maar hy's nie gewoontevormend nie. Of hy sal vir u 10 dae se pille gee vir angstigheid, want dit vat so 10 na tot 20 dae, hang van die tipe pil wat hy vir u gee, vir die antidepressant om in te skop. En dan hoef u nie eintlik meer die wit pilletjie te gebruik nie. So, u moet dan agterkom, as ek nou dan werk met angstigheid, daar's 4 maniere om spanning minder te maak. Die eerste een is oefeninge. Ons liggaam is wonderlik gebou om iets fisies te doen. Ons liggaam herstel van fisiese moegheid. Ek bewonder altyd die ouens daar by my, waar ek nou die spreekkamer het, ouens nou gate gegrawe in die teer, maar met die hand, nie met 'n masjien nie. Maar dan sê ek vir my sekretaresse, hierdie ouens werk hard elke dag. Soms is hy doodmoeg, hy eet 'n hond uit 'n bos, hy slaap soos 'n klip.
En môreoggend is sy liggaam heeltemal herstel en hy kan weer aangaan. Ons liggaam is goed gebou om fisiese aktiwiteit te kan van herstel. Veral as ons gewoond is uiteindelik daar. So die eerste ding is ek leer daai mense om iets fisies te begin doen om hierdie minder te maak. Want as jy oefen, gebruik jy die adrenalien wat die spanning getrigger het, jy gebruik dit vir petrol om oefening te doen. En terwyl jy oefen, skei jy liggaam endomorfine af. Dis hoekom mense verslaaf raak aan draf. Kyk maar hierdie ouens wat die maratonne doen en so, Comrades en dis, maar hulle geniet dit. Ek sien hulle kan, ek sê altyd, ek bewonder ou wat kan draf en praat terselfdertyd. Maar daai ou is draf en praat en hulle glimlag nog, weet so, hulle het soveel endomorfine wat hulle liggaam afskei. Dis hoekom hulle dit graag doen. Dis 'n gesonde verslawing in 'n sekere sin. Die tweede ding, mens kan vir jy ontspanningstegnieke leer. Die liggaam reageer op wat hier gebeur. As jy negatiewe gedagtes het, dan raak die liggaam gespanne. As jy ontspanne gedagtes het, dan ontspan die liggaam. Weet, en mens kan die liggaam leer om aan die slaap te raak en al daai tipe goed met daai. Die derde tegniek is om die denke te verander. Dit is interessant, daai Romeine 12 vers 2, en laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Ons dink God verander ons hart. God verander ons manier van dink. En hy wil ons gedurig herinner, onthou wie jy is. Jy's God se geliefde en God verheug hom oor jou. Ek moet nou vanaand praat met 'n omgeegroep. Maar ek praat oor die ding, ons identiteit in Christus. Wie is ons regtig in Christus? As ons onsself sien soos God ons sien in Jesus Christus, sal ons dan met 'n ander oog na onsself kyk, né? Sal ons met 'n sagte oog na onsself kyk en sal ons met sagte oë na mekaar kyk en sal ons so gekoester wees met die wete dat God sê ek is sy geliefde uiteindelik. So die belangrikheid dat ons denke kan verander uiteindelik. En die derde ding is medikasie. Natuurlik kan 'n mens medikasie gebruik en ek is absolute voorstander vir medikasie tot op 'n punt, weet veral as dit u lewenskwaliteit bedreig. En dan die tweede, dis die een ding, ons wil die spanning minder maak, en dan die tweede ding wat ons graag wil doen met angstigheid is, ons wil dan gaan kyk, wat is daai gedagtes wat jy het, wat die angs trigger? Ek bedoel, as jy die hele tyd 'n vrees het, ek gaan afgedank word, gaan jy later so gespanne raak. Of as jy dink, hierdie pyn wat jy op jou maag het, is kanker, gaan jy al hoe meer gespanne raak, weet uiteindelik. So ons moet ons gedagtes rig op wat waar is, weet Filippense weer, né? Wat alles wat waar, reg, rein, lofwaardig, prysenswaardig is, daarop moet ons fokus, weet. So as jy 'n pyn het, gaan sien 'n dokter, weet, moenie met onsekerheid leef nie. Die meeste foute wat mense maak met fisiese pyne, hulle wag te lank. En die liggaam wil vir iets sê, net soos met angstigheid, net soos met depressiwiteit, wil die liggaam vir iets sê rondom dit. So daar is, as jy graag wil lees, daar's wonderlike boeke in Afrikaans geskryf oor hierdie onderwerpe. Jy kan maar net Google, daar's regtig uitstekende praktiese hulpmiddels. Hierdie twee boeke is lekker prakties. Hierdie een hanteer ook angs en depressie van Pieter en hierdie een is ook angs en depressie wat vir u net verduidelik op 'n baie lekker praktiese vlak wat u kan doen om vir u te help uiteindelik met hierdie twee siekteprosesse.